Goeiemôre geliefdes, vriende van AG Wilroof Park Gemeente. Ek groet in die lieflike naam van Jesus Christus. Nou, ons praat oor die dooping in die Heilige Gees en ons praat van die doel. Wat het God bedoel? Wat was sy doel dat hy aan ons die Heilige Gees gegee het? En een van hierdie aspekte is dat die dooping in die Heilige Gees maak 'n hek oop na die bonatuurlike. Die dooping in die Heilige Gees maak 'n hek oop na die bonatuurlike. Hebreërs 6 vers 4 en 5 sê vir ons die volgende, hy sê dat die gelowige wat die hemelse gawe gesmaak en die Heilige Gees deelagtig geword het en die goeie woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld. Hierdie woorde dui aan dat diegene wat die Heilige Gees deelagtig geword het, die kragte van die toekomstige wêreld gesmaak het. Die dooping in die Heilige Gees gee die gelowige 'n voorsmaak van 'n heeltemal nuwe soort krag, 'n bonatuurlike krag wat in sy volheid eintlik tot die volgende wêreld behoort. Nou skryf Paulus verder in Efesiërs, hy sê om hierdie rede is ons geseël met die Heilige Gees. Nou hoor hoe sê hy dit in Efesiërs 1 vers 13 en 14, hy sê, en wie julle ook nadat julle die woord vir die waarheid, die evangelie van die redding gehoor het, en wie julle nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. En geliefdes, 'n alternatiewe vertaling vir die woordjie onderpand kan deposito wees. In Engels gebruik hulle in sekere van die vertalings die woord guarantee. Die Griekse woord wat deur die Hebreëse taal hier geleen is die woordjie arbon. Nou wil ek probeer om die woordjie aan u te verduidelik. Sê nou byvoorbeeld dat ek koop 'n kar by iemand en ek gaan daar na die persoon toe en ek sê ek wil die kar koop, kan ek jou deposito gee? En ek wil die kar koop vir R50.000, nou gee ek hom 'n R20.000 deposito. Nou kan daardie persoon nie langer, die eienaar van daai voertuig, kan nie langer daardie voertuig aan enige iemand anders te koop aanbied nie. Hy moet hom as te ware op sy sit. Dit is nou nie meer sy eiendom nie, dis die persoon wat daai deposito gegee het sy kar. Die oomblik wat daardie persoon na vore kom en die res van die bedrag betaal, dan word dit sy eiendom. Op dieselfde manier gee die Here ons, deur sy Gees, deur sy Heilige Gees, 'n deposito van hemelse krag en heerlikheid. Hy gee vir ons 'n voorsmaakie van wat op ons wag in die hiernamaals. Ons noem dit bonatuurlike krag en heerlikheid. So het Jesus ons gekoop en hierdie deposito verseker dat ons nie aan iemand anders te koop aangebied kan word nie. Ons is sy eiendom. Ons moet in bewaring gehou word. Ons is verseël deur die Heilige Gees, want ons is Jesus se eiendom. Dit is ook sy waarborg dat hy op die vasgetelde tyd dat sal terugkeer en die balans dan sal betaal, die uitstaande balans betaal, sodat ons na hom toe kan gaan en by hom kan woon vir ewig, om vir ewig by hom te wees. Is dit nie pragtig dat hierdie dooping in die Heilige Gees se doel is ook om vir ons 'n hek oop te maak na bonatuurlike krag en heerlikheid toe nie. Kom ons bid saam. Here, baie, baie dankie vir u liefde en u genade. Dankie Here, dat u ons gedoop in die Heilige Gees, dat u ook vir ons bonatuurlike krag gegee het, en dat dit dien as 'n waarborg, dat ons u eiendom is. En u sal terugkom, om ons te kom haal, om vir ewig by u te wees. Dankie daarvoor. Amen.